Ek is Thys van Sail en welkom by Wins of Verlies. Vandag bespreek ons bemarking. In 'n wêreld waar sosiale media, podsendings en kunsmatige intelligensie heers, hoe gaan besighede hulle bemarkingsstrategieë aanpas? By my om hierdie vraag te help antwoord is Vanessa Schoeman, redakteur van Volgoed Media, en David Botha, entrepreneur en bemarkingskonsultant. Vanessa, David, baie welkom op die program. Is lekker om julle te hê. Ja, yes, David, ladies first. Okay, so kom ons begin by Vanessa. Natuurlijk. Vanessa, net 'n bietjie voel goed. Wat doen julle? Waar kom julle vandaan? Hoeveel jaar al? En ja. So ons het in 1998 het ons met Finesse tydskrif begin, ek en my man. Eintlik niks van tydskrifindustrie geweet nie. Ek is eintlik 'n dieetkundige gewees en net aan die diepkant ingespring. Die tydskrif baie lank gehad. Maar soos marktendense verander het ons besluit ons gaan maar digitaal publiseer. En dis eintlik wat ons nou doen. En dan het ons ook 'n groot segment van in-persoon funksies waarby ek nou meer betrokke is. Wat baie lekker is, dis soos ons skoolsbootreis, passievol en so meer. En dan David, jy natuurlik met entrepreneurs. So as daar 'n brand is, dan soek jy 'n kat van die paai op 'n bemarkingskant. Jy weet op die einde van die dag, maar hoe werk julle? Wat doen julle? Kyk, so my een besigheid is eksekuteurs vir boedels en testamente wat ek begin het, so dis die entrepreneur gedeelte. En dan het ek 'n paar kliënte aan die bemarkingskonsultasiekant wat ek net help om te verstaan hoe 'n bemarkingsfunksie aan mekaar gesit het. Wat is die waarde van 'n brand, jy weet, oor die lang termyn. Ek dink digitale bemarking is 'n relatiewe nuwe ding vir 'n klomp mense. Nie almal verstaan presies hoe dit in mekaar pas en hoe daai funksie werk nie, en ek geniet dit verskriklik om mense te help daarmee. Dis natuurlik oor aan jou kant toe. Tydskrifte. Ek bedoel tydskrifte toe julle dit begin het, kom ons sê 1998 uit. So met ander woorde, toe was 'n tydskrif eintlik nog 'n formaat van inligting gewees. Ek bedoel so jou verbruiker het juis altyd seker gemaak hy koop sy huisgenoot, sy rooi rose, sy Finesse, sy enige tipe van kom ons sê net maar tydskrif. In my en jou geval was dit gewees, jy weet, 'n rugby magazine of twee, Speed and Sound, SA Jag. Jy weet, want dit was ons formaat gewees van, jy weet, van inligting. Hoe het daai wêreld al verander en hoe het julle daarbey aangepas? Ja, kyk, daai wêreld het baie verander. Ek dink die tradisionele media is nou dit het heeltemal verander. So tydskrifte het ons op 'n stadium besef is nie meer, jy weet, die tydskrifverkope gaan af, mense is nie meer in daai realm nie. So ons het eintlik van vroeg af al besef, ons wil ons leser of ons gehoor ontmoet waar sy is. En nou is dit sosiale media, jy weet, baie mense is nou op sosiale media, hulle luister na podsendings, hulle is op webwerwe. So dit het ontsettend baie verander, selfs TV, as jy nou gaan dink aan, jy weet, Netflix. So vir my was die grootste skuif dat dit eintlik gekom het van dit wat ons as mediahuise gevoel het, ons gehoor moet hoor, na hulle kan nou kies. So hulle het nou die beheer, hulle kies wat wil hulle lees, wat wil hulle kyk en wat hulle belangstelling is en daarvolgens jy weet, consume hulle media. David, dan aan jou toe. Ek bedoel, eksekuteurs is basies, jy weet, dis eintlik nou 'n helse naam, as ek dit so kan stel. Jy weet, maar dit was 'n idee gewees van die begin af, maar hoe belangrik was bemarking agter daai konsep idee van waar jy hom gehad het afhanklik en waar hy basies weet is vandag. Maar die voorbeeld wat ek wil hê is om te sê indien jy byvoorbeeld nie dit sou bemark het so wat jy bemark het nie, sou dit wel min of meer gewees het waar dit vandag is. Ek persoonlik is soort van 'n spesialis in die direkte bemarkingsmetode. Kry die handelsmerk se boodskap uit op die regte kanale voor die regte oë. Met 'n goeie waardeproposisie. Kry daai leads in en werk hulle so goed as wat ons kan. Bemarking is die basiese begin en einde. Die hele eksekuteurs het gekom uit 'n bemarkingsoogpunt uit van my dae voordat ek die bemarkingsbestuurder van verseker was. Wat 'n produk is van Otto in general. So ek hou baie van die Afrikaanse mark en ek glo daar moet Afrikaanse produkte wees en mense bemark dit en dis 'n uitstekende kliënt om te hê. Daar's daai woord wat sê attention economy, jy weet, en dan hoe effekteer dit basies weer die algemene mark? Yes, ek dink daar's so baie inligting en ek weet nie, ek dink baie mense het kinders, mense sukkel hulle om so net weg te kry van hierdie short, klein snippet video's van elke liewe ding onder die son wat jy vasvang en jy scroll op en jy scroll op en jy scroll op, om as 'n besigheid daar in te kom en te kompeteer vir daai bietjie aandag is bitter moeilik.
En dit sit uit en uit in my oogpunt in die kwaliteit van jou inhoud wat jy uitsit. En jy sal ook na julle toe, as 'n mens byvoorbeeld dan kyk, daar's ander mense wat dieselfde min of meer aanbied as wat julle byvoorbeeld doen. Is dit iets waarop julle self nog gaan kyk het en wat julle probeer altyd weer hernuwe? Jy weet, wat maak julle 'n bietjie anders as die gewone ouens? Ons was van die begin af in 'n nismark. So ons was eintlik die eerste tydskrif daai tyd wat gefokus het op die vrou as 'n geheel. So ons was nie bang om te sê maar ons gaan geloof aanspreek in 'n tydskrif nie. Toe was dit ongewoon. En daarna het klomp mense, jy weet, dieselfde begin doen. So ek dink om in 'n nismark te wees is baie goed en om te besluit wie is jou gehoor, wie is dit wat jy wil teiken? Want die finesse leser daai tyd het baie verskil van 'n Rooi Rose of van 'n Sari leser, hoewel daar gemeenskaplike belange ook was. En net so vandag. So ons wil inspireer, ons wil bemagtig en ek dink dit maak ons definitief anders as 'n ander jy weet media huis, ja. David, hoe gevaarlik is AI op hierdie stadium, jy weet, vir julle ouens in die bemarkingsveld? Met tyd sal ons sien. Ek dink in terme van strategie en om teks te skryf, ek dink ons almal gebruik dit in die tyd al, in ons veldtogte, om te toets jou idees, copywriting uit te kry, baie vinnig, baie goedkoop. Ek weet nie, ek gebruik dit, ek dink mens moet dit gebruik, mens moet boop dit bly. En dan julle Vanessa, jy weet, is al enigstens 'n risiko vir julle byvoorbeeld, omdat julle self content basies, jy weet, soos 'n ou joernalis nog eintlik 'n blok sal skryf. Jy weet, waar jy gewoond is in die tydskrif. Jy weet, en nou jy skielik kan enige persoon aan buite 'n blogger word met 'n paar woordjies en as jy weer sien is hy well away. Jy weet, so maar hoe belangrik is dit nog steeds om eintlik die menslike gevoel te kan hê byvoorbeeld in 'n artikel? Ja, ek dink kunsmatige intelligensie het ons almal se werk soveel makliker gemaak en dit het dinge soveel vinniger gemaak en goedkoper. Tog, jy weet, ek gebruik dit byvoorbeeld in ons aanlyn TV-program Volgoed Live, jy weet, dan vra ek nou vir chat, jy weet, gee vir my idees vir vrae. Maar as jy gaan navorsing doen oor daai persoon en jy gaan kyk regtig na sy lewe, dan is die vrae bly maar oppervlakkig. Jy weet, op hierdie stadium is dit nog nie fantasties nie. So ek dink ja, daar is definitief 'n plek daarvoor, maar daai menslike aspek waar jy net gaan sit en dink, maar wat is dit wat vroue wil weet oor hierdie persoon met wie hy onderhoud doen en wat gaan regtig hulle harte raak? En jy weet, wat gaan hulle aan die praat kry? Want dis tog wat jy wil doen. Jy wil hê mense moet praat oor jou handelsmerk en dis wat jy wil hê as mense mekaar vertel. So ek dink daar's definitief 'n plek vir kunsmatige intelligensie en ons gebruik dit, maar ja, daai menslike aspek is definitief ook. Dis net iets wat ek kan vervang nie. Wel, bly inskakel want net hierna bespreek ons hoe moderne bemarking vandag lyk. Wanneer mense deesdae bemarking bespreek, is die hitswoord inhoud. Maar werk dit regtig of raak ons net besig om inhoud te maak omdat almal anders dit ook doen? Ja, ek dink daar is al met jou kan begin. Ek bedoel, as 'n mens byvoorbeeld jy het 'n konsep wat jy het en jy het, kom ons sê, inhoud daarop en jy wil hierdie maatskappy laat uitbrei en jy wil word of mouth al buite kry, maar hoe begin jy as jy byvoorbeeld 'n eenmanssaak as jy dit wil noem, nie dat daar 'n eenmanssaak is nie, maar dis jou konsep. Jy weet, waar begin jy met bemarking? Dit hang vir my altyd af van die konsep self rondom die inhoud. Dit kom gewoonlik van die besigheidseienaar af, of hulle sal 'n agentskap hê wat hulle help met sekere kreatiewe werk om een of ander inhoudsvorm te gaan skep. En dan bou mense daar rondom, gaan begroot, kyk wat jy nodig het, is dit die regte boodskap wat by die regte mark gaan uitkom. En dan moet jy nog die besigheidsresultate en die verkope daar uitkry bo-op dit alles. So daai hele bemarkingfunksie wat van inhoud af vloei, is eintlik nogal 'n tegniese moeilike ding om te verstaan en nog moeiliker om uit te rol. Uit die aard van die saak, mense vat inhoud anders. Jy sal amper half dink, jy weet, 'n sekere konsep gaan vlieg en dan gebeur daar absoluut niks met dit nie. En dan jou derde ding wat jy eintlik wou probeer het, waarvan jy eintlik die minste hou, is dan eventueel die een wat vlieg. Sien jy dit self al in praktyk al agtergekom? Ja, ek dink vir elke 20 oulike goedjies wat jy dink gaan viral gaan, sou jy gelukkig wees as een dit maak in daai opsig. En dan boop aan die kant van dit het jy nog jou retail ads. Jy weet jou goed wat sê eers, maar kom doen met my besigheid, kom doen met my besigheid. Hier is my prys, hier is my produk. So daai inhoud
puzzle is 'n moeilike ding om reg te kry. Nou jou toe Vanessa, as 'n mens byvoorbeeld kyk juis van 'n handelsmerk perspektief af, is dit belangrik om die hele tyd nuwe content te kom ons sê nou maar te laat create. Jy weet en natuurlik jy weet om dit ook te beskerm en natuurlik wanneer besef 'n ou okay maar ons moet nou 'n bietjie begin, jy weet pivot na 'n ander kant toe. Jy weet om 'n bietjie ander idees in te bring, nuwe geure in te bring, daai van goeders of bly jy by jou guns eintlik? Ja, ek dink jy het 'n basiese fondasie van waar jy werk. Ek dink dit is tog wie jy is as 'n handelsmerk en dit is so belangrik om dit eers te gaan uitsorteer voordat jy begin bemark. So jy moet weet wie is jy? Ons het destyds by Finesse het ons 'n persoon gehad. Ons het 'n vrou gehad met 'n naam, met 'n ouderdom, met belangstellings. So jy moet regtig amper daai persoon skep wanneer jy bemarking doen en te sê maar dis die mens wat ek wil bemark en daai inhoud moet natuurlik aanklank vind by haar. Dit moet relatable wees. Mense moet kan voel hulle vereenselwig hiermee. Hulle jy weet hulle sien hulle self amper in daai situasie. Maar dit is ook so, dit is goed wat jy moet dit toets en dan moet jy kyk of dit werk in die mark. Daar's so 1 of 2 kar advertensies op die radio, jy weet wat liedjies speel. En as jy dink aan 'n tweedehandse kar, dan dink jy aan daai brand. Jy weet maar hoe werk daai? Is dit bietjie reverse psychology of jy weet in 'n bemarkingsveld, is dit Connie is better, jy weet daai van goeders of dis soos 'n billboard wat hulle net die ding onderste bo op die highway gesien. Ja. Dit trek jou aandag. Dadelik let jy op. Dit is daai besigheid, dis daai handelsmerk. En dit gaan steek in jou kop vas. Is dit belangrik om basies jy weet nie jou kompetisies te volg nie. Jy weet so hoe belangrik is dit om 'n uniekheid te hou? Ek dink jy moet anders wees in alles wat jy doen. Selfs tot op jou produkvlak moet jy probeer om te diferensieer. As jy regtig wil uitstaan en suksesvol wees, dink ek jy moet dinge anders doen. Verlies selfde vraag min of meer na jou toe. Jy moet maar net die hele tyd gaan toets en gaan kyk wat werk. Ons doen dit baie keer met ons kliënte ook. Jy weet dan sit ons met 'n kliënt en ons sien maar hulle is nou besig om hierdie ding te doen, maar dit werk nie. David, is jy nou van 'n entrepreneursperspektief af kan kyk. Hoe belangrik is dit veral vir 'n jong entrepreneur? Want onthou enige besigheidssakeman gaan jy begin net hy prokureer. Jy weet hy het vir homself wat sy kontrakte vir hom optrek, sy regsopinies gee oor sekere ooreenkomste met wie hy dalk met aangaan, jy weet dalk met ander diensverskaffers. Hy het 'n boekhouer en hy het byvoorbeeld 'n ouditeur. Hoe belangrik is dit om daai funksie van bemarking ook te gee vir die spesialis eerder as wat jy jou eie idee gebruik en jy val? Daar's 'n sê ding wat ons mekaar in everybody's a marketer. Ja. Dit is mos nou dis tog jou droom. Vir alle besigheidseienaars. Ja. Dis man, ons doen dit, moenie jou kop volg nie. Jy sal tot mense aanstel om die goed vir jou te doen, maar hulle doen op die einde net wat jy vir hulle sê. Ja, korrek, wat om te doen. Ja. Mens moet laat gaan van daai. Jy veral in 'n digitale era met algoritmes, verskillende platforms, die hoeveelheid geld wat jy vinnig kan spandeer nou. Op verkeerde plekke. Ek sou sê kry ten minste 'n spesialis opinie. Terug aan jou toe Vanessa, in die tydskrifwêreld en in Suid-Afrika spesifiek ook. Is daar 'n wêreld byvoorbeeld vir julle om te internasionaliseer? Jy weet om na buiteland te gaan kyk na vrouens. Daar is soveel Suid-Afrikaners in die buiteland. Kyk, ons produk is Afrikaans. Ja. So ons moet spesifiek ons fokus op Afrikaanse vroue. Ek was nou onlangs in Dubai gewees by Afrikaanse kerk daar en as jy gaan kyk na daai mense, dit is absoluut ons mark, jy weet. So mense wil hulle tog intrek en hulle is verhonger na Afrikaans. Ja, en dit is vir hulle so lekker om, jy weet, om te lees en dit is so maklik met digitale media om hulle te bereik. David, net aansluitend, jy weet, by algoritmes. Is dit nou byvoorbeeld in Afrikaans? So ek het nou advertensieveld tog in Afrikaans wat ek in internasionale waters wil plaas, maar Google tel dit nie heeltemal op soos wat hy moet nie. Wat is die rede daarvoor en sal dit sin maak om basies, jy weet, dalk daai algoritme te probeer 'n bietjie vermengels as ou dit kan stel? Wat die algoritmes aanbetref, ek weet nie tuis. Dit verander gereeld. Ek dink hulle is so opgestel om besighede kry om soveel as moontlik te spandeer. En ek dink die besighede wat die algoritmes gebruik in 'n slim stelsel en kan agterkom waar is die effektiewe advertensies, waar is die return on ad spend soos ons sê. Hulle kan daai ding met meer geld voer en meer geld voer. Dis wat die algoritmes se funksie is vir daai platforms. Meer geld hulle inkry en beter resultate uit te kry. So as jy nie lekker daai spel kan speel nie, dan voel ek hulle druk jou inhoud bietjie onder toe. En is dit dan na jou kant toe,
Ons het baie smaakmakers wat basies jy weet in die Afrikaanse konserelm ook is en baie van hulle is nogal smaaklik. Hoe belangrik is dit daai tipe van smaakmakers dat hulle wel betrokke is, byvoorbeeld soos met 'n digitale tydskrif? Kom ons sê byvoorbeeld ons het sprekers wat by 'n spesifieke funksie optree, dan sal ons hulle gebruik in ons bemarkingsveld tog. Want hulle het ander gehore as wat ons het. So ons sal dan op hulle platforms ook adverteer. Persoonlik hou ek van die smaakmakers wat 'n spesifieke veld kies. As ek nou dink aan Johanna Strydom. So sy doen baie buitelewe. En al die goed wat sy doen, sluit amper daarbey aan. Sy het verskriklike mooi foto's en video's en so aan. Die handelsmerke waarmee sy saamwerk is almal in daai spesifieke segment van die mark. En dit maak dit vir my baie geloofwaardig. So sosiale media wat eintlik by die stadium so sterk bemarkbare platform is. Kom ons sê ek haal nou sosiale media uit bemarking uit. Is daar nog so 'n mark byvoorbeeld? Ek dink so. Gaan skole, gaan byeenkomste, musiekfeeste, gaan op die grondvlak. Maak seker jou verkoopspanne kan jy ondersteun. Maak seker jy kry die data in, jy's slimmer oor en jy gebruik die tegnologie wat beskikbaar is en voer deur. Bly ingeskakel want net hierna bespreek ons hoe jy jou bemarkingsbegroting moet bestee. Elke entrepreneur het dieselfde probleem. Daar is nie onbeperkte geld vir bemarking nie, so waar sit jy jou geld? Ja, ek dink dis een van die moeilikste wat saam vrae en antwoorde wat 'n mens kan gee. Jy weet nie, ons almal is die regering en regeringsdepartemente wat natuurlik oor is genoeg kapitaal het vir hulle bemarkingsaksies wat hulle het oor die algemeen nie, maar voordat ek nou in die moeilikheid trap, as 'n mens byvoorbeeld kyk aan jou David, dit word amper gesien as 'n grudgement. Jy weet, so want jy het dan nou ook gesê, kyk, almal dink hy is 'n bemarker, want tog die konsep wat ek toe daarbey aangelas het, is dit jou idee, as jou droom is, dan het jy eintlik die visie van waar dit moet opeindig, en nie kom 'n derde party, en hy sê vir jou, nee, maar ek sien nie 'n visie en 'n droom, maar jy moet die volgende stappe implementeer, and by the way, hierso's die wat som invoice, jy verstaan, so, hoe erg is dit in die stelsel, en dan natuurlik, het jy al ooit 'n, kom ons sê, konsep sien val, as gevolg van advies wat jy dalk gegee het, wat nie gevolg was en dit nooit gewerk het. Ek dink dit is vir elke besigheid eienaar moeilik om nie in sy spesialistveld te hoor, okay, dit gaan my nou R500,000 kos vir die volgende 6, 7, 8 maande of hoeveel dit ook al is, en daai ou weet hy gaan met X aantal verkope, of dit nou karre is of polisse is. Hy gaan om daai geld terug te maak. En die ouens raak benoud en hulle raak vinnig benoud. Hulle dink bemarking is ietsie, dit is soos 'n skakelaar. Jy weet, ek het mos nou spandeer, gister was ek op die radio, môre gaan daar 'n tou staan buite my handelaar. Of by my winkel, en mense gaan net koop, dit werk ongelukkig nie so. Nee, dit doen nie. So, net nou jou toe Vanessa, uit my ondervinding, jy weet, as entrepreneur, het ek al baie kere agtergekom, is presies wat daar byvoorbeeld sê. Ek het die ondervinding gehad van, as jy 'n baie goeie, unieke tipe van offering het, dan vat dit jou so tussen 3 tot 6 maande, om amper jou eerste call to action te kry. Jy weet, jou eerste kliënt amper van 'n groot spandering van 'n, kom ons sê, 'n bemarkingsveld tog. Maar as jy 'n moeilike produk het, kan dit selfs van 6 tot 12 maande vat, veral as dit 'n spesialistveld is. Maar hoe verduidelik julle byvoorbeeld dit vir entrepreneur, om te sê, luister maar, ons is in 'n vennootskap, ons moet vasbyt. Jy weet, ons moet nie nou van die pad af gaan nie. Ja, ek is eintlik so bly jy vra hierdie vraag, en jy sê hierdie goed, want dit is so, mense is ongeduldig wanneer dit by bemarking kom. Jy weet, hulle wil onmiddellike resultate hê, want jy weet, dis amper soos McDonald's, jy gaan koop dit en jy wil dadelik eet. En dit werk nie so met bemarking nie, en ons sê dit van die begin af vir ons kliënte. Jy weet, so ons speel oop kaarte met hulle, en ons probeer eerder om vennootskappe te bou, as wat ons, jy weet, net 'n vinnige advertensieveld of, want dit werk nie. Ons het al hoeveel keer gesien dit werk nie. Wat baie goed werk, dink ek, is om stories te vertel, en om, jy weet, suksesverhale te deel met die kyker of met die gehoor. Video is natuurlik baie effektief daarvoor spesifiek, maar dit vat tyd. En ek dink as mense dit besef en hulle begin die pad met ons stap, dan kom hulle agter, maar jy weet, ons was nie verkeerd nie, en op die ou einde pluk hulle die vrugte. Maar dit is nie 'n ding van jy adverteer vandag en jy het môre die resultate. David, so met ander woorde, as ons byvoorbeeld nou kyk na tegnologie soos wat dit is vandag, en jy het 'n jong entrepreneur met 'n goeie produk, en hy besluit, nee, ek gaan nie met David se maatskappy, of, jy weet, na Vanessa luister nie, ek het genoeg inligting net hier op my tablet of op my slimfoon. Wat is die risiko's daar? Die kans dat daai AI
al in daai besigheid 'n sukses gemaak het, is bitter min. Ja. Hy gaan vir jou vertel oorhoofs Mm. wat se suksesse daar al bestaan het van al die inligting wat hy op die internet kan bymekaar skraap. Mm. Maar hy het dit nog nooit gedoen nie. Ja. Nou gaan jy dalk dink, wel, volk doen maar net hierdie goed. Maar daar's 'n klomp goeders wat hy nie in ag neem nie. Mm. Die mark, jou begroting, ek meen, dis 'n verskriklike klomp goed. Mm. So ek sou sê ek sou dit glad nie aanbeveel nie. Ja. Om AI as die waarheid te gebruik vir enige strategie. Ja, nie vir bemarkingsbestuurder nog nie. Nee, absoluut nie. Ja. Verlees aan jou toe, wat is die belangrikheid van 'n persoonlike verhouding met jou kom ons sê bestuurder of jou bemarkingsfirma wat jy gebruik? Daai persoonlike verhouding om aan te sluit by David. O ja, nee, dit is ongelooflik belangrik, Thys. So jy kan nie, as jy nie weet wie is jou kliënt nie, kan jy onmoontlik na haar toe bemark. So ons doen dit baie, ons het dit in finesse tyd gedoen en ons doen dit nog steeds. Wat ons na ons gehoor toe gaan en vir hulle sê, jy weet, waar is julle nou in julle lewe? Jy weet, hulle doen 'n vraelys of hulle vul iets in op sosiale media dat ons kan agterkom, jy weet, wat is hulle belangstellings, het dit verander? Jy moet die heeltyd in touch bly met jou gehoor, anders gaan jy hulle heeltemal mis. Het sy met inhoud? Jy weet, in ons geval as mediahuis, of dan met bemarking. So dit is so belangrik om te weet, wie is dit wat luister na jou, wat jou volg, en wat deel is van jou gemeenskap. Vanessa, net om by jou klaar te maak, sedert 1998, van 'n tydskrif na digitaal toe, waartoe is julle op pad? Waartoe is julle in die volgende 10 jaar? Wat is julle planne? Hoe lyk dit? Ja, gelukkig het ons 'n fantastiese visionêr by die maatskappy, wat die hele tyd die tendense dophou, so Koenie kyk na dit, en ons doen net die werk, maar nee, dit is vir hom heerlik om te kyk na tendense, en om te kyk waarheen gaan dinge, en jy het so iemand in jou maatskappy nodig, wat strategies daar is en seker maak jy bly in voeling met, jy weet, met tendense en veranderinge. Ek sien uit om julle in die volgende 10 jaar nog in die tabloids te kan sien, as ons dit maar dit kan noem. David, van jou kant af, jy weet, wat is jou plan? Hoe lyk dit die volgende 10 jaar? Kom ons maak dit 5 jaar, man. Jy weet, ons het 'n 5 jaar plan. Jy weet, die dames het 'n 10 jaar plan, hulle skryf daaroor, hulle volg dit, maar ek en jy het 'n 5 jaar plan. So lyk dit. Thys, ek dink ons het 'n uitstekende produk. Ek dink daar's baie uitstekende produkte daar buite wat nie in Afrikaans beskikbaar is nie. Ja. Ek dink ons het 'n ongelooflike mark wat as mens vir hulle kulturele relevante produkte met 'n bietjie beter diens kan aanbied, dat hulle dit sal uitneem in Afrikaans, en ek dink is belangrik vir ons as 'n kultuurgroep om presies dit te doen. Voorreg. So ek hoop om by, jy weet, baie polisse uit te kom, maar ek hoop ook om nog 'n paar Afrikaanse produkte daar buite sit. Ek is mal oor handelsmerke soos Lekker Slaap en Verseker. Daai klas van goed. Ek dink is ongelooflik belangrik vir ons volkie in die suidpunt van Afrika. Ons gaan begin huise verkoop en dan moet ons dit verkoop. En dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle weer 'n volgende keer net hier op Wins of Verlies.